Baie welkom by die erediens vir die NG Kerk van Karasburg. Dis vir Sondag 1 Februarie 2026 waar ons kyk na die titel God hoor. Baie dankie dat jy by ons aansluit. Ons hoop dat hierdie boodskap ook vir u tot seën en vreugde sal wees. Maar voordat ons by ons teksvers kom ons bid net eers saam. Ons dank U Hemelse Vader vir u liefde, u genade, vir u voorsienigheid en ook vir die geleentheid om net weer deur u woord saam te lees, te hoor en te ontvang. En daarom vra ons wil U dit vir ons ook seën en mag hierdie woord wat ons hoor, lewende woord wees binne in elkeen van ons. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons teksgedeelte, Eksodus 2 vers 23 tot en met 3 vers 10. Kom ons lees dit saam. Gedurende hierdie lang tyd het die koning van Egipte gesterf. Die Israeliete het gesug onder die slawewerk en om hulp geroep. Hulle hulp geroep oor die slawewerk het opgestyg na God. God het hulle gekreun gehoor en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. God het die Israeliete raak gesien, ja, God het kennis geneem. Moses het sy skoonvader Jethro, die priester van Midian se kleinvee opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag en uitgekom by die berg van God by Horeb. Daar het die engel van die Here aan hom verskyn in 'n vuur wat uit 'n doringbos opvlam. Moses het gesien daar is 'n doringbos aan die brand, maar die doringbos word souwaar nie verteer nie. Toe dink Moses, ek moet afdraai, sodat ek na hierdie buitengewone verskynsel kan kyk. Want waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy afgedraai het om dit van nader te bekyk, het God na hom geroep uit die doringbos, Moses, Moses. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê die Here, moenie nader kom nie. Trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. En daarop sê hy, ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Moses het sy gesig bedek, want hy was bang om na God te kyk. Die Here sê toe, ek het die ellende van my volk wat in Egipte is duidelik gesien. Hulle noodkreet oor hulle slawedrywers het ek gehoor. Ja, ek ken hulle lyding. Ek het afgekom om hulle uit die hand van Egipte te red en hulle uit daardie land te laat optrek na 'n goeie en uitgestrekte land, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Die woonplek van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Jewiete en die Jebusiete. En nou, kyk, die noodkreet van die Israeliete het my bereik. Ek het ook die verdrukking waarmee Egipte hulle verdruk, raak gesien. Gaan dan nou, ek stuur jou na die Farao om my volk die Israeliete uit Egipte uit te lei. Ons lees tot sover. Dit was natuurlik meer as 400 jaar van tevore wat Josef sy pa Jakob en hulle hele familie Egipte toe laat trek het toe daar hongersnood in Kanaan gekom het. Maar intussen het daardie farao wat vir Josef en sy familie goedgesind was, het gesterf. En die volgende konings het die Israeliete begin uitbuit as slawe om elke dag in en uit te werk. Hulle het swaar gekry. Dinge het nie vir hulle goed gegaan nie. Hulle is verdruk en mishandel. En soos vers 23 dit so goed uitdruk, hulle het gesug onder die slawewerk. So toe roep hulle tot die God van hulle voorvaders om hulp. En hulle het by God gaan kerm oor hulle situasie en omstandighede. En dan hierdie pragtige woorde in die laaste 2 verse van hoofstuk 2. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met hulle voorvaders gedink. Hy het hulle nood gesien en dit met ander woorde ter harte geneem. Maar God het hulle gekreun gehoor. En ons sien dit weer wanneer God aan Moses verskyn en met hom praat oor die Israeliete se situasie. In vers 7 sê God aan Moses, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien. Hulle noodkrete oor hulle slawedrywers het ek gehoor. Ja, ek ken hulle lyding. In hierdie gedeelte in die Ou Testament kom leer ons iets baie belangriks oor wie ons God is. Dit plaas hierdie fondament vir die gebeure wat baie jare weer sou plaasvind, maar later meer daaroor. So God sien
hierdie fisiese slawerny waarin die Israeliete was. Hy hoor hulle noodkrete. Hy ken hierdie lyding wat hulle ervaar en hy besluit om iets daaraan te doen. Nou God het natuurlik al jare van tevore gesorg dat Moses gered word in die mandjie, daar tussen die riete waar sy ma hom weggesteek het. En so gesorg dat Moses dus eintlik 'n baie goeie opvoeding kry daar in die paleis van die koning Farao. Juis omdat God geweet het wat kom. Hy het dus die geleentheid gehad om daar te leer, om somme te kan maak, om te kan lees, om te kan skryf. 'n Voorreg wat eintlik baie min mense in daardie tyd gehad het, veral as jy 'n slaaf was. Was dit nie sommer vir jou beskore nie. Moses ken dus die hele stelsel. Hy ken die etiket van die paleis ensovoorts. Alles wat nodig is vir hom, juis om met die Farao te kan gaan gesels. So God het hom voorberei daarvoor. So nou kom God na hom toe en stuur hom na die Farao toe om die Israeliete te laat trek. En ons almal ken hopelik die verhaal van wat alles daar afgespeel het. Hoe die Here die 10 plaag gestuur het en hoe die koning met elke plaag gesê het, asseblief, julle kan maar trek, laat die plaag net stop. En elke keer as die plaag gestop het, het hy weer van plan verander, sodat hulle moes bly. En na die 3de, na die 4de, na die 5de, na die 6de, tot aan die einde van die 10de plaag, toe het hy hulle eers laat gaan. En selfs toe, het hy, nadat hy hulle laat gaan, het hy weer van plan verander, met sy weermag agter hulle aangejaag, waar hulle uiteindelik deur God in die Rooi See verslaan is, toe hulle agter die Israeliete agteraan deur die waters wou gaan. Nou hierdie verhaal het vir ons vandag hier implikasies wat basies op 2 vlakke lê. Dalk is daar dinge in jou lewe wat vir jou moeilik is, soos wat die Israeliete ook moeilikheid beleef het en gekreun het daaroor. Dalk is daar hartseer, pyn en lyding. Jy het dalk iemand aan die dood afgestaan en die verlange is baie redelik erg en die leë kol wat daardie persoon agtergelaat het, voel of dit jou partykeer net wil oorweldig. Of dalk is daar siekte wat die lewe vir jou bitter moeilik maak. Dalk is daar kanker wat besig is om aan jou lewe weg te eet. Vreeslike pyn of ongemak wat dalk die lewe vir jou ondraaglik maak. Of jy raak net moeg vir alles en voel later dalk of dinge net nie die moeite werd is om mee aan te gaan nie. Of dalk is dit iemand naby jou wat jy sien dit ervaar en jy sien waardeur hulle moet gaan. Of dalk is daar swaar kry waar dit voel of dinge nie net vir jou wil uitwerk nie. Ons almal is goed bewus van hoe 'n droogte of 'n brand of 'n swerm sprinkane 'n massiewe impak kan hê, nie net op ons veld en ons diere nie, maar selfs ook op ons as mense. Tye wat alles dalk net skeefloop of dit vir jou voel of jy in 'n gat is waar jy net nie kan uitkom nie. Waar daar geen lig noodwendig aan die einde van die tonnel is nie. Jou kinders gee dalk probleme. Of jou verhoudings met ander mense maak seer of die finansies is in die drein af. Of die reën bly weg en die vee raak siek van krimpsiek of hulle sterf. Of die jakkalse vreet meeste van jou wins op terwyl die winkelse pryse ook net aanhou styg en styg. Ons ervaar selfs hoe dinge wat elders in die wêreld gebeur tussen mense wat ons nie eens ken nie, hoe dit selfs 'n negatiewe impak kan hê op ons hier in die suidpunt van Afrika. Daar is so baie dinge in die lewe wat kan skeefloop, wat die lewe amper ondraaglik maak, moeilik maak of selfs uitdagend maak. En om dinge nog erger te maak, omdat ons kinders van God is, los die Satan en die vyand ons ook net nie uit nie. Jesus het gesê dat as ons hom sal volg, dat die wêreld ons as vyande gesind gaan wees. So ons kan maar weerstand van daardie kant af ook nog verwag. En dit maak dinge net nog moeiliker en eindig ons baie keer op met 'n gekreun vanuit ons binneste uit oor hierdie dinge waarmee ons sit. Maar dan kom hierdie woorde deur na ons toe vandag. God hoor ons gekreun. Hy neem ons lyding ter harte. Dit maak nie saak wat jy deurmaak nie. Dit maak nie saak wat se emosies jy ervaar of beleef nie. God weet dit. Hy verstaan dit. Hy voel dit en soos hy self sê, hy ken dit. Want hy is die almagtige God wat ook mens geword het hier op aarde. So daardie gevoel dat jou gebede teen die plafon vaslaan, is nie waar nie. Dis net jou emosies wat vir jou lieg. Maar partykeer voel dit of dalk niks gebeur nie. Partykeer voel dit of God daarom net te lank vat. Oor die Israeliete het vir honderde jare onder die slawerny deurgegaan.
En ek wonder wat moes deur die Israeliete se koppe gegaan het, elke keer wanneer die Farao gesê het, hulle kan maar trek, maar dan weer van plan verander het. Wat sou ons gedink het na die 3de of die 4de keer? Sou ons dalk gedink het dit is hulpeloos? Sou ons dalk moed opgegee het na die 7de of die 8ste keer? Ek bedoel, selfs toe hulle getrek het en deur die Farao se weermag vasgedruk is by die see, selfs toe het hulle getwyfel en by Moses gekla dat hy hulle eintlik net gebring het om te sterf. Maar dis in ons menslike natuur om so te kla, om so te twyfel. Maar God sien, hy hoor, hy ken en hy reageer. Maar dit lê ook vir ons op 'n tweede vlak, want sien, net soos wat die Israeliete in Egipte slawe was en God hulle van die slawerny kom red het, so word die mens in slawerny onder die sonde gebore. Elke mens wat in hierdie wêreld kom word eintlik as ware verbeeld deur hierdie Israeliete se slawerny in Egipte. Want elke mens kom in die wêreld in onder die boeye van sonde, waar ons sukkel, waar ons swaar kry, waar ons getuister word en gepynig word deur die sonde. Maar God het na die mens gekyk, hy het ons jammer gekry, hy het ons lief. Hy het ter harte geneem en plan gemaak om ons van hierdie sonde te kom bevry. Sodat ons nuut kan word as vrye mense, los van die sondebande, los van die dood se houvas oor die mens. Dit is dan ook waarin ons gedurende Kerstyd gedink het, die dag toe God se plan fisies gestalte geneem het hier op ons aarde. Die dag toe hy sy seun vir ons gestuur het, sy seun wat in ons plek aan die kruis sou hang om ons van hierdie sondeslawerny te kom verlos. En nou staan ons aan die begin van 'n nuwe jaar wat ons ingaan en weet dat daar allerhande stryd en teenkanting vir ons wag. 'n Nuwe jaar met nuwe uitdagings, probleme en aanvalle van die bose. 'n Jaar waarin 'n mens maklik sou kon mismoedig word dalk en wil tou opgooi. Maar ons God sien ons nood. Hy hoor ons gebede, hy neem dit ter harte. En ja, daar mag dalk mooi goeie dinge ook kom, omdat ons weet dat God is daar. Ons weet hy voorsien, ons weet hy sorg. So mag jy hierdie nuwe jaar vas staan in die wete dat God weet alles. Mag jy in vas staan dat hy hoor, hy verstaan en hy ken. En wanneer die slegte dinge dalk wel kom en dit voel dalk of God almagtig stadig is om gehoor te gee, weet net dat hy is tog altyd betyds. Dat al voel dit of daar dinge is wat oor jou pad kom wat net te swaar is, weet dat sy juk is sag en lig. Want God hoor, hy verstaan, hy ken en hy reageer. Mag jy hierdie jaar vas staan in die wete dat God is vir jou, so wie kan dan teen jou wees? Amen. Kom ons bid saam. Ons dank die Here vir hierdie liefdevolle wete, Here, dat U 'n God is wat hoor, 'n God is wat sien, wat ken en verstaan en tog daarop reageer. Baie dankie dat ons hierdie nuwe jaar kan ingaan saam met U en weet dat U ons nie los nie. Ons wil vra, Here, seën ons elkeen en dra ons ook in hierdie tyd. In die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ontvang dan ook die seën van die Here. Die Here sal voor jou uitgaan om jou die regte weg te wys. Die Here sal langs jou wees om sy arms om jou te vou ook deur hierdie jaar. Die Here sal agter jou wees om jou te beskerm teen die valsheid van kwaadwillige mense. En die Here sal onder jou staan om jou te vang as jy sou val en jou uit strikke te bevry. Die Here sal in jou woon om jou te troos in jou droefheid. En die Here sal jou heeltemal omring om jou te verdedig as ander jou kwaad wil aandoen. Die Here seën jou in sy wonderlike heilige naam. Amen.